Welkom terug by die groot ontbyt. Man, ek moet vir jou sê op sosiale media vra ons oor spelfoute. Die mense is aan die brand op sosiale media. Spelling is 'n belangrike ding, lyk dit vir my. Natuurlik is dit, maar vir mense daar buite ook. En daarom gesels ons vandag spesifiek oor die Sanlam Wow Spelfees 2025. Ons praat 'n bietjie oor hoe die fees aan die gang is, wat gebeur met vorige wenners. Ons gesels eers met Roan ook. Hy sit hier in die ateljee, een van die vorige wenners van Laerskool Fairlands. Ons praat met Fiona van Kerwel, een van die organiseerders, en ook met Liani Taljaard en met Diana Koorts, al die pad van Prins Alfred af, as ek dit nie mis het nie. Nou ja, so Prins Albert, skus, is twee verskillende plekke. So baie mense, so baie lekker spelling. Goeiemôre almal. Laat ons begin hier in die ateljee vir jou. As bestuurder van die Sanlam Wow Spelfees, die projek behels soveel dinge. Dit is nie net spelling nie. As 'n mens mooi kyk na wat die Wow Spelfees al bereik het deur die jare. Hoe het dit gegroei? Wel, fantasties. Dit het gegroei van letterlik so klein spelfeesie tussen 'n paar skole 16 jaar gelede, na waar ons van die jaar 760 skole gehad het wat geregistreer het vir Afrikaans, 'n bietjie meer vir Engels en dan die 2015 vir isiXhosa, want die skole wat gewoonlik Afrikaans en isiXhosa deelneem, skryf ek sommer in vir Engels. En dit is net fenomenaal om te sien hoe mense so opgewonde word oor woorde en hoe belangrik die spelling eintlik is. Ek en jy moes ook deelgeneem met die somer was. Verskriklik. Fiona, wat maak hierdie fees anders as ander taalfeeste? Ag, ek dink ons is verbonde ook, of ons het saam gegroei met die woordfees. So, wanneer jy die woordjie fees hoor en opvoedkundige aktiwiteite, dan raak dinge lekker vir kinders. So, ons probeer alles aanpak as 'n opvoedkundige spelfees, sodat hulle besef nie eers hulle leer kom so toevallig en daar is net nie nog so 'n kompetisie in Suid-Afrika nie. Dit is 'n absolute spelfees. Ons speel met woorde en ons speel. Liani, jy's nou al meer as 10 jaar betrokke by die spelfees in Gauteng. Dis reg, ja. En mense nou dink mense het ondersteuning nodig oral in die land vir so 'n fees. Hoe ondersteun julle skole in Gauteng? Verskriklik goed. So ja, nee, die skole wat ons nou by ons het, jy adviseer maar vir al die mense wat vir die eerste keer inkom, hulle is maar baie vreemd en baie skrikkerig. So ons adviseer, ons hou werkswinkels, ons doen dingetjies met die kinders, ons stuur vir hulle stemnotas, veral met graad 1 en 2 wat 'n spesifieke manier het om te klank. So ons help hulle ook met stemnotas. So ja, net om daai vrees, daai afwagting net bietjie weg te kry. Hulle weet nie wat om te verwag nie, ja. Nee, verseker, ja, veral vir die eerste keer. Die kinders is maar baie gespanne. So ons doen maar van ons kant af alles om hulle op hulle gemak te stel en adviseer in werkswinkels, ja. Watter verskil sien jy aan leerders wat jaar na jaar deelneem? Definitief selfvertroue, selfbeeld. Ons het daar 'n dogtertjie gehad op 'n stadium wat die juffrou het verby gesê, sy weet nie of hierdie enetjie kan spel nie. Sy is so stil, sy is so skaam. En sy is nou al in graad 9, tweede plek nasionaal gewees. So, dit kan gebeur. So selfbeeld, akademie, jy kan definitief 'n verskil sien, so ja. Roan, ons gaan nou met jou gesels, want jy is een van die uitblinkers, maar ons gaan eers gou 'n bietjie gesels met die mense van Prins Albert Primêr. Diana, in Prins Albert self sit julle met 'n paar uitblinkers, nie waar nie? Ja nee, ons het 'n hele paar baie goeie uitblinkers hier by ons. Ag, lekker. Hoorie, vertel ons 'n bietjie, hoe motiveer jy jou kinders om deel te neem aan hierdie spelfees? As jy myself gemotiveerd is, dan is dit baie maklik om jou kinders gemotiveerd te hou. Ons is 'n span, ons het vir die ou Moelman en ons het vir Valerie Pieterse en ons as 'n span werk skouer aan skouer. En ons werk elke dag en ons groot doel is om ons kinders hoog te kry. En ons wil graag hê dat elke kind sy maksimum potensiaal kan bereik. En ons bly positief en ek dink dit smeer af op ons kinders. Hoe berei mens jou kind voor vir so 'n spelfees? Is daar soos huiswerktaakies, luister hulle na sekere klanke, moet hulle meer gaan lees? Wat is die roete wat mens vat? Dit is harde werk. Dis harde werk, dis elke dag, dis 6 dae in die week. Dit is oggens voor skool, dit is pauses, dit is Saterdag, dis na skool, dis selfs vakansie.
wat ons besig is. Jy het 3 goeders nodig. Jy het nie vreeslik hulpbronne nodig om 'n goeie speller te kan hê. Heel eerste het jy 'n gewillige kind nodig. Want as dan nie 'n gewillige kind is nie, dan het jy die stryd verloor. Dan het jy 'n ondersteunende ouerhuis nodig en dan het jy ywerige onderwysers nodig. En dit is wat ons 3 so 'n goeie span maak. Ons is ywerig wat hard werk. En as ek sê hard werk, dan is dit hard werk in hoofletters. Ons werk aan mekaar en ons werk sy aan sy en so trek ons die wa deur die drif en elke jaar ek dink dit raak deel van 'n mens se DNA. Dit is vir jou so lekker en jy wil elke jaar poog om nog beter te vaar en die kinders steek mekaar aan. Hulle wil ook aan die kompetisies verder deelneem. Fiona, Diana het nou verwys na 'n ouerhuis. Jy het 'n ouerhuis nodig, maar jy het ook 'n gemeenskap nodig om betrokke te raak. Hoe betrek 'n mens die breër gemeenskap in so 'n spelfees? Die groot uitdaging van hierdie spelfees is omdat die nasionaal elke jaar in Stellenbosch is, dit finansiële uitdaging. So dis die tye wanneer gemeenskappe saam staan, koppe bymekaar sit om hulle spanne hier te kry. Mense hou bingo aande, mense hou spelfees waar as jy in graad 5 is, dan betaal jy R5 en in graad 2 is betaal jy R2. Dan kan jy letterlik sien hoe gemeenskappe, skoolgemeenskappe saam staan om daai kind wat so presteer te kry op Stellenbosch. Roan, jy was nou al 'n paar keer kampioen gewees. So 2025 die Afrikaans graad 7 algehele wenner, 2019 Afrikaans graad 1 algehele wenner. Wat maak hierdie fees so lekker? Die feit dat ek nuwe woorde leer is nogals lekker, Tannie. Wat is die moeilikste woord wat jy al moes spel? Seker al unisono. Ekskuus. Ek weet nie wat te begin. Daar's seker iets fout met sy mikrofoon, ons het nie mooi gehoor nie. Ja. Sê weer Al unisono. al unisono. Nou maar ek gaan dan nou maar verder aan. Baie dankie vir daai. Ek my klaar geïntimideer. Nou ons bietjie praat met Rihanna ook. Is Rihanna daar naby jou, Diana? Ja, sy is hier naby ons. Rihanna, vertel ons bietjie, hoe voel jy, want jy is ook 'n wenner in jou afdeling. Hoe voel jy na jy so iets gewen het? Fantasties, want we hadden weer betaald en ik heb mijn doel bereikt. Wow. Sê maar hier is my lekker, Rihanna. Besluit jy vooraf, okay, weet jy wat ek het geen idee hoe werk hier nie. Is dit rondes waardeur jy moet kom? Het almal dieselfde hoeveelheid tyd en jy moet seker hoeveelheid woorde spel? Vertel my vir hoe werk dit? Die kinders gaan deur verskillende kompetisies. Dit is eers 'n kringkompetisie, dan sit 'n streek en dan sit provinsiaal en dan sit nasionaal. Hulle het verskillende rondes, daar's so 35 woorde in elke ronde. En elke kind het 'n nommer en dan in 'n ronde kry 'n kind 'n woord. En dan as hulle almal reg gespel het, gaan jy na die volgende ronde en so gaan dit aan. Maar 'n kind het net een kans. Jou eerste fout, dan is jy uit. En dis nie altyd verkeerde spel nie, dis 'n tegniese fout. 'n Kind vergeet byvoorbeeld om af te sluit. As hy traag gespel het, moet hy die woord weer sê. As hy nie weer sê binne 30 sekondes nie, dan is hy. So hy gaan aan en as jou graad se woorde op is, dan gaan dit na volgende graad. En so gaan dit op by nasionaal dat hulle tot 4 grade bokant jou huidige graad vra hulle vir jou woorde. Dit klink 'n enorme moeilike vraagie. Ja, kom ons praat 'n bietjie oor die kurrikulum. Met watter onderwysdepartemente werk julle, vakadviseurs en dies meer, om te sorg dat die spelling wat julle moet aantree in die kurrikulum pas? Ons het ek het nogal persoonlike gesprekke gehad met Noordwes se onderwysdepartement en die vakadviseurs. So ons lê maar die woordelyste aan hulle voor. Universiteit Stellenbosch stel op, hulle het 'n kundige paneel. Hulle kies die woorde, hulle stel die woorde op per graad en aan die onderwysdepartemente voorgelê en hulle almal is eens. Dit is regtig 'n goeie keuse. So spelreëls, al daai dinge. Hulle kyk ook daarna, want spelreëls is net so belangrik want baie keer veral as jy onbekende woorde kry en jy ken jou spelreëls, dan kan mens nogal aflei hoe moet jy die woord spel. So die adviseurs en veral by Gauteng ook het hulle gesê hulle is gek oor die idee dat daar so baie blootstelling is. So by ons skool spesifiek spel almal. So met die eerste ronde moet die hele skool spel. So
Dis vrywillig, maar ons sê vrywillig verplig. So van graad 1 tot graad 7 moet almal van hulle spel en dis wat ons aanbeveel by die ander skole ook. So die blootstelling laat soveel leerders geleentheid kry om wel te kan spel. Fiona, hoeveel leerders in skole, hoeveel leerders oor die algemeen, jy het gesê hoeveel skole daar is, maar hoeveel leerders oor die algemeen neem in die WOW spelfees deel? Wel, ons het in die ons bied dit aan in 3 tale, Afrikaans, Engels en isiXhosa. Ja. Ons het meer as 200 spelfeeste aangebied. Elke spelfees het omtrent 30 kinders per ronde. 200 dae. Spelfeeste. So ons bereik kinders wat fisies deelneem in die klas, behalwe die wat Liani nou na verwys het by die skool deelneem. Ja. Dit is 'n absolute groot getal. In getalle is ons meer as 20,000 wat net spelfeeste deelneem. Dan is daar nog die ander wat by die skool deel is. So dit is baie. Ek haal my hoed af vir wat julle almal doen. Dit is werklik merkwaardig. En ek dink veral in 'n tyd waar ons so baie lees oor onderrig en hoe kinders sukkel om te lees met begrip en dat julle soveel toewyding gee aan taal en spelling en taalreëls. Ek dink dis werklik merkwaardig. Ek het baie geleer van hoe ek nie eens weet hoe hierdie werk nie. Dis ongelooflikste nuwe wêreld, is fantasties. Fiona, wat is julle droom vir die spelfees? Ek dink dat dit verder sal groei, dat dit nie net in kwantiteit toeneem nie, maar ook in kwaliteit en dat ons wat vir my absoluut fantasties is, waar ons 16 jaar gelede begin het en waar ons nou sit, waar soveel mense vir jou kan verduidelik hoe die spelfees werk, dat hierdie jong mense vir jou kan woorde gee wat jy self eers baie keer wonder, sê ek het reg, verstaan ek het reg nie. So ons droom is dat dit net verder sal groei, dat mense nooit sal ophou om te besef die waarde van taal en korrekte spelling nie, en dat ons net verder van krag tot krag sal gaan. Fiona, net gekortliks, waar kan onderwysers heen gaan om 'n bietjie meer inligting te kry oor die spelfees? Ons het 'n webwerf, maar die beste is stuur 'n e-pos na iswow by sin.ac.za. Ja. Sê weer. iswow at sun, S-U-N, die Engelse son, .ac.za. ACZA. Baie dankie Fiona. Dankie vir jou dan, dankie Roan, dankie Liani. Dankie aan Diana en Rihanna. Dankie aan almal in die klasse. Dankie aan julle wat teenwoordig was daar aan die kant. Dit is so lekker om te hoor dat daar hoop is in Afrikaanse spelling, Engels en isiXhosa natuurlik. Maar dat julle soveel moeite doen. Baie dankie vir julle tyd en geselsie vanmôre. Dankie. Dit was baie lekker om hier te wees. En een keer 'n WOW-speler, altyd 'n WOW-speler. Smaak my, dis verslawend. Nou ja. So, kyk 'n bietjie daar op daai verskillende gewikkelde adres wat ek al klaar vergeet het. En kyk 'n bietjie of jy dalk jou klas ook kan inskryf vir die volgende een. Ons is nou weer terug.